Ons gaan dan aan met die voorlesing uit die boek, die Bybelse waarheid oor die wegraping en wederkoms van ons Here Jesus Christus, wat ek onder leiding van die Heilige Gees geskryf het. Die onderwerp wat ons dan vanmôre aanroer, gaan oor die waarheid van God se woord, sal jou vrymaak van valse leerstellinge en ook vryhou van misleiding, veral in die eindtyd waarin ons en ek vandag lewe. Jesus antwoord en sê vir sy disippels: pas op dat niemand julle mislei nie. Dit kom natuurlik uit Matteus 24. Verder sê Jesus, want daar sal valse Christene en baie valse profete en valse leraars opstaan en baie mense mislei, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Johannes sê die woord het vlees geword en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, vol van genade en waarheid. En ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. Waarheid kom dan deur die woord van God, lewend gemaak deur die Heilige Gees, want die woord van God is gees en lewe, vol van genade en waarheid. Deur die woord te bepeins, aanskou ons die heerlikheid van God deur sy woord. Die Emmausgangers het hom nie herken nie. Waarom dink jy het hulle hom nie herken nie? Jesus wou hê dat terwyl hy die skrifte vir hulle uitlê, hulle hom in sy woord sou herken. Jesus verduidelik ook aan ons hoe belangrik die woord vir ons is. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jy moet 'n liefde vir die waarheid hê, om vry te kan bly van die valse leerstellings, waarteen die apostels van ouds ons so ernstig gewaarsku het. Jesus self sê, ons moet in sy woord bly, en nie aan die woorde vashou van menslike leerstellings en godsdienstige rituele nie. Want volgens Paulus sal party Christene hulle ore afkeer van die waarheid, en hulle wend tot fabels en gebooie van mense, wat van die waarheid afgewyk het. Te vergeefs vereer ons Jesus, deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Jy moet die waarheid van God se woord ten volle aanneem, kind van God. Ten alle koste lief hê, en daaraan vashou, deur die hele woord te glo. Die volle waarheid kom net deur die woord van God, die suiwer water, wat 'n lewensfontein is waaruit ons drink. Hierdie water het die Samaritaanse vrou by die put gedrink, en dit het haar vrygemaak van haar verlede, en sy het gaan vertel. Menslike sieninge en leerstellinge besoedel die woord van God. Esegiel profeteer die volgende oor die herders in Esegiel 34. Is dit vir julle nie genoeg, dat julle die goeie weiveld alwy nie, en moet julle die oorige van julle weiveld met julle pote vertrap, en moet julle die helder water drink, terwyl julle die wat oorbly met julle pote troebel maak, en moet my skape afwy wat met julle pote vertrap is, en drink wat met julle pote troebel gemaak is? Terwyl die woord in alle waarheid deur die openbaring van die Heilige Gees tot ons beskikking is, vertroebel ons eie sieninge en tradisies dit. 2 Timoteus 2:15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van waarheid reguit sny. In Johannes 16 sê Jesus ook, dat wanneer die Heilige Gees oor ons kom, die Gees van die waarheid, sal hy ons in die hele waarheid lei. Soos met die olie in die kanne van die 5 wyse maagde. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan ons as kinders van God verkondig. Jesus is ons opperherder, en as ons hom volg, sal ons sy stem leer ken,
en ons sal nie vreemde stemme van menslike kennis en tradisies navolg nie. Die skrifgeleerdes sê die volgende van Jesus in Lukas 20:21. Meester, ons weet dat u reguit praat en leer, en die persoon van 'n mens nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. Is dit nie mooi nie? Net so moet ons, ek en u as Christene, in Jesus se voetspore volg. Spreek die waarheid van die woord reguit, en moet nie die persoon van 'n mens ooit aanneem nie. Want daar sal mense wees wat die gesonde leer nie sal kan verdra nie, maar in hulle gehoor gestreel sal wil wees, omdat hulle volgens hulle eie begeertes sal wil wandel. Sommige predikers wat ore streel, preek wat mense wil hoor, nie wat die Bybel direk en duidelik sê nie. Die probleem is dan, dat die skrif uit konteks geneem word, verkeerdelik aangehaal word, verdraai en bygevoeg wat nie in die woord staan nie, en dit veroorsaak die vorming van menslike leerstelling, wat die woord van God dan kragteloos stel. Wees tog ook versigtig, om ook nie van die skrifte oor die wederkoms oor te slaan nie, net omdat dit jou ongemaklik laat voel, omdat dit nie ooreenkom met dit wat jy glo, soos jy geleer was nie. Want tog staar die waarheid jou reg in die gesig, in swart en wit, duidelik in die woord van God. Mense neem dan aanstoot, wanneer verdrukking ter sprake kom, en wanneer iemand die waarheid praat oor die wederkoms. Vir meeste is dit net ondenkbaar, dat hulle blootgestel kan word aan enige vorm van vervolging of verdrukking. Hulle begeerte is om nie deur die groot verdrukking te gaan nie, maar dit sal nie God se woord ooit kan verander nie. Moet dus nie toegee aan menslike begeertes nie. Moenie ore streel nie. Dit is presies wat die wegraping teorie doen, aldans die geheime wegraping. Moet ook nie 'n persoon se lering aanneem vir die waarheid, as jy dit nie uit die woord van God kan bevestig nie. Onthou, geleerdheid is nie 'n waarborg vir waarheid en salwing nie, want die krag van die Heilige Gees maak die woord lewendig en skryf dit op die tafel van ons harte. Daar is altyd mense wat leer, maar nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Om in die waarheid van die woord te bly, moet jy dus die prediking van die woord toets, of dit dan so is of nie. Johannes vermaan ons met die volgende woorde: Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Met ander woorde, ons moet altyd die woorde wat mense spreek aan die woord van God toets. Spreuke 3:21 sê dit so mooi in Engels. My son, do not let wisdom and understanding out of your sight. Persevere sound judgment and discernment. They will be life for you. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. Psalm 23:5 U berei die tafel voor ons aangesig teenoor ons teestanders. Wat beteken dit as iemand 'n tafel vir jou voorberei? Daardie persoon berei kos vir jou en dan bedien hulle jou met 'n maaltyd en sodoende eet jy dan uit hulle hande uit. As jy uit iemand se hand uit eet, beteken dit dat jy hulle slaafs navolg en doen wat hulle vir jou sê. So berei Jesus ook vir ons sy woord voor, en ons moet uit ons meester se hand eet en hom navolg. Want die woorde wat hy tot ons spreek, is gees en dit is lewe. Hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het, om ons geestelik te voed en te versterk. Jare gelede moes ek my eie tafel skoonmaak van alle menslike leerstellinge en tradisies wat ek deur die jare geleer het en wat nie ooreengestem het met die woord van God nie. Ek moes ook van my eie menslike sieninge laat vaar het. Vandag nog
moet ek steeds waak om nie toe te gee aan uitlatings wat nie deur God se woord bevestig kan word nie. My begeerte is om God se woord van waarheid en krag suiwer in te neem, want as ek glo, soos die skrif leer, sal lewende waters uit my binneste vloei, wat mense sal bemoedig en versterk. Jesaja 58 vers 11 sê die volgende, en die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit, ooit sal teleerstel nie. Waters wat troebel is, stel teleer. Ons moet God se water, met ander woorde sy woord, suiwer hou. Ons moet dit nie vertrap deur menslike leerstellinge en sieninge nie. Net die Heilige Gees van God kan jou in die hele volle waarheid van die woord inlei en ook openbaar wat in die toekoms sal gebeur. Dis 'n belofte wat Jesus vir ons nagelaat het. Johannes sê ook, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy is dus nie bestem om vir altyd 'n geestelike baba te bly, wat nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Jy moet ook leer om vaste spyse van die woord in te neem en die woord wat jy hoor beoordeel. Die geheime wegraping voor die verdrukking is 'n gewilde, maar 'n valse leerstelling. Die wegraping, dikwels ook na verwys as die salige hoop, is 'n jammerlike misleiding eerder as 'n hoop. Elkeen behoort dus te weet wat die Bybel in werklikheid hieroor te sê het. Die wegraping word wyd gepredik en geglo deur baie Christene vandag. Gewilde boeke en rolprente bou temas rondom hierdie leerstelling, wat impliseer dat Christus tweemaal sal kom. Eerstens slegs in die lig om die gelowiges te kom wegraap na die hemel toe vir 'n aantal jare en dan uiteindelik weer om sy voete op die aarde te kom neersit met sy wederkoms. Ons leef in 'n tyd waarin meeste mense hulle kennis van geloof tweedehands ontvang, verkieslik deur dramatiese aanbiedinge as ook vanaf die verhoog, rolprente en novels. Maar u kan nie toelaat om die persoonlike verantwoordelikheid te ontduik om die waarheid te bewys nie. Diegene wat gewillig is om met omsigtigheid die Bybel te ondersoek rondom hierdie onderwerp, sal agterkom dat die geheime wegraping teorie nie standhou met die noukeurigheid van God se woorde nie. Dit is 'n totale valse leerstelling. Die wegraping is gewild gemaak in die 1970s deur Hy Lindsey se geskrifte The Late Great Planet Earth, as ook die meer onlangse fiktiewe boeke en rolprente van Jerry B. Jenkins en Tim LaHaye. Waar het hierdie idee van die wegraping dan ontstaan, dat 'n uitgesoekte groep Christene opgeraap sal word om Christus in die lig te ontmoet voor die dae van die Antichrist? Hierdie boek wat ek besig is om vir u voor te lees, sal u help om die waarheid rondom hierdie omstrede onderwerp te sien en daarvan vry te kom. Vereers is dit dan totsiens.